Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend kan ek en jy die Here aanbid en loof en prys, maar ook saam na sy woord luister. Ek is Dominee Adrian Swart. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons sluit vanoggend af met ons reeks wat handel oor die tema wanneer die ure aanstap. En vandag is ons by deel 6. Leef vandag gereed. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Matteus 24 en dit is deel van Jesus Christus se profetiese rede waar hy belangrike uitsprake gemaak het oor sy wederkoms en hoe sy kinders daarvoor moet voorberei. Ons gaan lees Matteus 24 vers 42. Dit is Jesus se woorde. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Ons het in hierdie reeks die afgelope paar dae telkens stil gestaan by die werklikheid dat die ure elke dag aanstap. Dae word weke, weke word jare, en niemand van ons kan die tyd terugdraai nie. Daarom eindig ons hierdie reeks met 'n belangrike vraag. As die Here vandag sou kom, is jy gereed? Jesus sê, waak dan. Dit is nie 'n oproep tot vrees nie, maar tot 'n lewe wat gereed is vir hom. Ons gaan vandag stil staan by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Jy weet nie hoeveel tyd jy oor het om te lewe nie. Jesus sê dat ons nie weet watter uur die Here kom nie. Ons leef maklik, asof môre vanselfsprekend is. Baie van ons sal sê, eendag sal ek nader aan die Here lewe. Eendag sal ek daardie sonde los. Eendag sal ek dinge met God regmaak. Maar die Bybel leer ons om nie op môre te vertrou nie. Die ure staan nie stil terwyl ons besluit wat ons met Christus gaan doen nie. Die ure stap aan. Daarom, geliefdes, moenie jou verhouding met die Here Jesus Christus uitstel nie. Vandag is die dag wat God aan jou gegee het. Ons tweede punt vandag. Gereed wees beteken om in Christus te wees. Om gereed te wees beteken nie dat jy sondeloos of volmaak moet lewe nie. Dit beteken dat jy jou hoop volkome op Jesus Christus sal stel. Ons redding lê nie in hoe goed ons geleef het nie, maar in wat Christus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir sondaars gesterf. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En elkeen wat waarlik in hom glo, behoort aan hom. Daarom is die belangrikste vraag nie, het ek genoeg goeie dinge gedoen hier op aarde nie. Die belangrikste vraag in jou hele lewe is, behoort ek aan Jesus Christus? Die derde punt vir vandag. Leef vandag soos iemand wat gereed is. Jesus sê in ons teks, waak dan. 'n Christen wag nie passief op die Here nie. Ons leef elke dag tot sy eer. Daarom moet jy vandag die Here lief hê. Vandag sy woord bestudeer. Vandag tot hom bid. Vandag die Here met oorgawe dien. Vergewe vandag ook die wat teenoor jou gesondig het. Vertel vandag vir iemand anders van Jesus Christus. Maak vandag reg wat verkeerd is in jou lewe. Moenie wag vir 'n beter dag om ernstig saam met God te lewe nie. Die horlosie bly tik. Die ure stap aan. En elke dag bring ons nader aan die oomblik wanneer ons die Here sal ontmoet.
Ons reeks eindig vanoggend waar ons lewe eintlik elke dag behoort te begin. Naamlik, leef gereed. Jy weet nie hoeveel ure nog daaroor is in jou lewe nie. Jy weet nie wat môre gaan bring nie. Maar jy kan vandag weet aan wie jy behoort. Wanneer die ure aanstap, maak seker dat jy jou hoop op Jesus Christus gevestig het. Want wanneer die laaste uur aanbreek, is daar net een ding wat werklik saak maak. En dit is dat jy aan Jesus Christus behoort. Kom ons bid saam. Onse troue God en hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag uit U hand en vir soveel genade en liefde wat ons uit U hand ontvang. Dankie dat ons U kinders mag wees en dat ons die voorreg het om vir U te mag lewe. Here, die dae stap aan, die ure tel af. Laat ons elke dag, elke uur, elke minuut ons lewens sinvol gebruik tot eer van U naam. Laat ons vandag vir Jesus lewe en vandag erns maak met ons geloof. Dankie vir hierdie kosbare reeks waarin U vir ons geleer en gelei het. Bevestig dit in ons harte tot geloofsversterking. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie. Mag U 'n wonderlike dag hê.